Glory, glory, glory. Jy kan saam met my staan, broer en suster. Jy lekker sondagmiddag geniet in die Here. Ek kan nie hoor nie. Praise the Lord. Dankie Gideon. Nee, ek dink nou net daar's iets fout met my gehoor. Prys die Here. Sy liefdesprys was ons behou. Dis hoekom ons vanaand hier kan staan. Jy weet, dit was vir my so kosbaar vanmôre die woord. Jy kan nie anderste as om in 'n vervoering te raak en weg te raak nie. Die Here het ons elkeen so lief gehad. En weet jy wat? Niemand het hom gedwing nie. Hy het dit uit sy eie uitgedoen. Niemand het hom geforseer nie. Jesus het omdat hy my en u lief het, uit sy eie uit gesê, hier is ek om die wil van my Vader te doen. Broeder en suster, kom ons sing vanaand hartlik saam. Awake, ye saints awake. En as ons dit sing, kom ons voel opgewonde. Kom ons loof die Here uit ons hart uit. Prys sy naam. So daar. In ander lande is al die toiletpapier uitverkoop. In ons land is al die apteke leeg. En toe onthou ek iets van so 'n paar jaar gelede. Toe hulle ook gesê het, maak blikkies kos bymekaar en manne koop vir hulle treilers en dis messe en dis gewere. En ek onthou die storie van die man hoe hy die een oggend daar instorm en ek sien hy kom daar aan sonder die een skoen. En sy ander voet is in 'n verband toegedraai. En ek sê nou, wat het met jou gebeur?
En hy sê, ja, daar in die spaarkamer waar hy alles opgegaar het, dit het amper soos 'n pakkamer. Het die bediende skoongemaak en sy die machete of die panga, sal ek nou maar sê, gevat en reg opgesit in die gordyne. En toe hy loop om die dagbreek te aanskou en die gordyn ooptrek, toe trap hy met sy groot toon en die ander toon so tussen hy machete deur en daar sny hy amper sy hele toon af. Broeder en suster, ons harte moet vol wees van die Here, want as hy hier gedra tot vanaand toe, is hy by magte om nie te dra en uitgloei dit. Halleluja. He is worthy to be praised. He lifted me, praise me. He
ek 'n spesiale oortuiging vanaand. Na aanleiding van vanoggend se woord. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kan iemand vanaand sê hoe lyk sy maandagmôre hierso vanaand? Kan iemand vanaand sy hand opsteek en sê ek weet hoe gaan my maandag uitdraai môre? Nie een van ons nie, maar as die Here in dit is, kan ek vir u nou sê, gaan dit 'n fantastiese dag wees. Kom ons sing saam, wees nie bevrees nie. Ek wil aan die Here al die lof, al die eer gee dat hy my 'n nuwe skepping gemaak het.
En as jy saam met my juig daaroor, dan waai jy die hand en sê, dit weet ek dat my verlosser lewe. En in hierdie mooi aand, mag jy sy plek neem. Ek wil vir Marie se sussie baie welkom sê, saam met ons, ek vra verskoning, ek het nie nog nie verwelkom vir Daniel baie welkom sê, bly hy saam met ons, bly dat u is saam met ons en mag die Here u seën. Ons gaan luister na Pieter wat sy uitdien en die Here gaan ons seën. Kom sing vir ons by die Here. Baie dankie.
kosbare lied, mag die Here dit seën aan elke hart. Mag dit vir u 'n groot en 'n wonderlike dag wees. Baie dankie Pieter vir daardie getuienis, vir daardie grootheid van die Here. Ek gaan vra dat u die woord van die Here oopmaak by Jakobus die 5de hoofstuk. Ek dink ek het vanmôre 'n onbeskryflike tyd in die hand van die Here gehad. En het dit nog steeds, nie dank nie, het dit nog steeds. En ek dink as daar ooit 'n tyd is waar die Here homself wil openbaar aan ons, dan is dit in die dag. 'n Dag waarin my God groot dinge wil doen. Ek gaan vra the book of James, gaan ook in die Amplified vir u lees, die 5de hoofstuk, the 5th chapter. En u gaan saam met my lees vanaf die 13de tot en met die 18de vers. Read from the 13th till the 17th verse. 18de vers. En daarna gaan u ook saam met my lees Matteus 5, die 22 tot 26ste vers. The book of Matthew, chapter 5. Ek wil vra dat u aandagtig gaan luister. Ek het reeds vanmôre vir die gesê, gaan my op 'n platform bevind wat sekerlik nie die maklikste is nie. Maar die Here is besig met 'n besondere manier om die kind van God nader te bring, los te maak van hierdie wêreld en vas te maak aan hom. Ek lees vir u Jakobus 5 vanaf die 13de vers. Al wat ek kan sê, ek dank die Here dat dit sy woord is. En nie iets is wat ek sê. Hy sê, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruim? Laat hom psalms sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Dan is daar 'n deel in wat nie werklik sin maak nie. Dit maak nie regtig sin nie. Dit pas nie by die verdere gedeelte nie. Hy het dan nou net gesê, laat die ouderlinge inkom, hom salf met olie bid en hy sal hom gesond maak, hom oprig. Of kan ek dit regstel? Kan ek dit net weer vir jou lees? En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Tot op die punt is daar nêrens 'n woord van genesing. Daar's wel 'n woord van oprigting. Wanneer die ouderlinge, daar's die verwagting dat wanneer die ouderlinge gaan bid en hom olie salf, gaan hy gesond word. Dis nie heeltemal wat die Afrikaans sê nie. Hy sê,
en die Here sal hom oprig. Dan sê hy, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Die Amplified sê, is anyone among you afflicted, ill-treated, suffering evil? He should pray. Is anyone glad at heart? He should sing praise to God. Is anyone among you sick? You should call the church elders, the spiritual guides, and they should pray over him, anoint him with oil in the Lord's name. And the prayer that is of faith will save him who is sick, and the Lord will restore him, and if he has committed sins, he will be forgiven. Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Elijah was a human being with a nature such as we have, with feelings, affections, and a constitution like ours. And he prayed earnestly for it not to rain, and no rain fell on the earth for 3 years and 6 months. And then he prayed again, and the heavens supply rain, and the land produce its crops as usual. My brethren, if anyone among you strays from the truth and falls into error, and another person brings him back to God, let the latter one be sure that whoever turns a sinner from his evil course will save that one's soul from death and will cover a multitude of sins. Procure the pardon of many sins committed by the convert. Dan lees jy saam met my Matteus 5. Vanaf die 22 tot en met die 26ste vers. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daarby val dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe, kan ek dit net weer lees, as jy na die altaar kom en dit jou byval dat jou broer iets teen jou het, raak ontslaap van die moderne humanistiese gebed, dan moet hy moet regkom, pastoor. Ek dink ek aan my kant gebring, hy moet regkom. Die woord sê, los jou offer en gaan terug, en gaan versoen jou, gaan maak seker, dis reg. Maar so hy sal ons nooit erken, hy se fout nie, dan sit van jou af. Laat jou gawe daar voor die altaar bly, gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan, en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor met die teeparty, solang as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerk word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Amplified sê dit 'n bietjie anders. Hy sê, but I say to you that everyone who continues to be angry with his brother or harbors malice, enmity of heart against him shall be liable to the and unable to escape the punishment imposed by the court. And whoever speaks contemptuously and insultingly to his brother shall be liable to and unable to escape the punishment imposed by the Sanhedrin. And whoever says, you cursed fool,
Your empty-headed idiot shall be liable to and unable to escape the hell of fire. So, if when you are offering your gift at the altar, you there remember that your brother has any grievance against you, leave your gift at the altar and go. First make peace with your brother and then come back and present your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way traveling with him, lest your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard and you be put in prison. Truly I say to you, you will not be released until you have paid the last fraction of a penny. Ek weet, ek vra, wat het dit met my te doen? Alles. Dit het alles te doen en skielik verstaan ek hoekom herlewing talm om deur te bring. Skielik verstaan ek hoekom manne en vroue opgerig word, maar nie gesond word. En ek gaan vir my sê, pastoor, ek is hier. Ek weet, en dit is so jammer dat net nie hier is, maar ek is een van die predikers, ek gaan nie met die beklei oor hulle wat nie hier is nie. Hulle saak is hulle saak. Maar die gees van die Here begin met my praat en hy sê vir my, stem jy saam dat jy sekerlik in die siekste tyd van ons bestaan beweeg nou. As dit nie virusse is nie, is dit een of ander siekte wat besig is, en dan praat ek nie van fisiese siektes in jou liggaam nie, ek praat van reg oor die breë spektrum van menswees. En broeder en suster, wat kom oor ons, kom oor elkeen. En die gees van die Here begin met my praat en hy sê vir my, dat in ons dag is daar sekerlik genoeg rede om te soek vir genesing. En dan praat ek van totale genesing, nie net liggaamlik nie. Ek praat van geestelik, liggaamlik, finansieel, verhoudings ensovoorts. Sou ek die resep gehad het vanaand, en ek sou vir sê, ek het ontdek hoe ene nagsetyd kan ryk word, en dan sou ek nie kon voorbly nie. Ek sou seker die rykste man in die wêreld gewees het. Maar broeder en suster, daar's 'n ander rykdom wat my God vanaand vir my gee. En hy sê vir my 'n rykdom, 'n resep wat vir my vanaand kan lei in totale oorwinning. Ek wil hê dat u moet aandagtig luister na die woord van my God. 'n klompie voorskrifte van hoe ons moet optree in sekere omstandighede, 'n klompie opskrifte, maar reg in die middel van hierdie resep gooi my God iets in en hy sê, belei mekaar julle misdade, sodat ek lê met vanaand die woord sodat omring, want die belydenis maak dit 'n deur oop, en hy sê sodat jy in oorwinning kan kom, belei sodat jy gesond kan word. Ek dink van God toe vir my sê dat hy kan my oprig, maar daar's 'n ander probleem met gesond word. Gesond word, en toe ek dit lees, toe sê die gees van God vir my, dat na die 3 dae en 6 maande, wat het nie gereën het op die aarde nie, was die grond uitgeput, hy was dor, hy was droog, hy was dood. Maar die oomblik, en ek glo vandag, dat daar die opdrag wat Elia vir die diensknegt gegee het, en hy sê vir hom, gaan sê vir Agab, jy moet inspan en gou maak. Hy het hierdie man in sy wese 'n openlike belydenis gedoen. Jy's nie onder die oordeel van die 850 wat gesterf het vanmôre nie, maar jy is vandag 'n kans, en sy belydenis teenoor hom, dat God gaan reën gee, en hy sê, ek gee jou 'n kans, dat jy sal ry met 'n groot spoed, laat die reën jou nie oorval nie. Toe praat God se gees met my, en ek wil hê dat in hierdie oomblik vir u ietsie sê. Hy sê vir my, en dan van Jakobus die gedeelte, hy sê, belei mekaar julle misdade, en hy sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Jy sien, broeder en suster, die probleem vanaand in ons menswees is dat daar is soveel omstandighede wat ons altyd voel ons moet die volgende een blameer. Ons moet die volgende een die skuld gee. Maar die gees van die Here sê dat terwyl ek met my offer na die altaar kom en dit my byval, dat my broeder iets teen my het. En jy weet nie waar dit vandaan kom nie, maar skielik voel ek dat van die van 'n berg het iets teen my. En dan
ooit kan dink. Sê broeder en suster, hy sê vir my, ek wil dit so mooi as moontlik vir u sê. Hy sê, bely maar met mekaar. Ek gaan 'n paar goed sê en ek gaan dalk op jou tone trap. Dis ook reg. Die Here spaar my glad nie. En ek wil hê jy moet hoor, hy spaar my glad nie. Ek kan nie glo dat predikers wat jare in die bediening is, vir my sal sê, Pastor Stol, weet jy, die Here nog nooit op daai goed met my gepraat nie. Ek kan dit nie glo nie. Met ander woorde, een van twee dinge is besig om te gebeur. Of hulle verdwaal grootliks en hulle val van die woord van God af, of hy het 'n geslag aanvaar, hy het 'n redenasie aanvaar, sodat dit met hom goed sal gaan. Ek het vanmorgen, ek wil dit net vir u sê, dat terwyl ek vanmorgen die krag van God in die plek gewaar, wil ek hê dat u moet weet, ek glo, dat die Here het vanmorgen mense in hierdie plek aangeraak, meer as net sy liggaam. Hy het vanmorgen man en vroue sy gees aangeraak. En weet jy, toe die gees van die Here met my praat en vir my sê, en ek het dit afgeskryf en ek wil hê, jy moet weet, hy sê vir my kind gaan sê vir my volk, en hy bestanddeel wat ek ingooi, belei mekaar, julle misdaad, gaan maak het reg man, ek ken it over with, hy stap in en sê, hoor jy, ek wil net weet, dit lyk vir my iets is verkeerd tussen jou en my, hy maak het reg, daar's reël op die spel, en daar's 'n antwoord op die spel, en daar's genesing op die spel, ek wil hê, jy moet vanaand weet, en dit was daar die belei, dit was daar die omstandigheid, wat gemaak het dat God reën gegee het, en toe hy dit vir my sê, toe sê vir my, dis juist die bestanddeel van die kettings van jou afval, en die kettings van die beloftes van God van jou afval. Maar so maar ek het reg, ekskuus, ek gaan vir jou sê, jy het nie. Jy het nie reg. Al reg wat ek en jy het, is om godvrugtig te lewe en ons handelswyse en ook eensstemming met die woord van God te bring. En ek wil hê dat u moet weet, en ek het dit 'n paar weke gelede gesê en ek gaan dit vanaand weer sê, ek gaan nie meer die pas makeer nie. Ek gaan nie meer water trap nie. Ek gaan nie my moeg loop en ek bevorder myself nie een tree nie. Ek wil hê jy moet vanaand weet, jy weet vanaand wat die woord van God sê. Hy sê vir my, as iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Ons klaar. Hy sê, is daar iemand opgeruim, laat hom psalm sing. Ek wil hê dat jy moet weet vanaand, dit maak nie aan my sak hoeveel eisters, hoeveel penne, hoeveel gevrieste of geëiste of gewatse en ek wervels jy het nie. Ek weet net een, my God het gesê, dat as ek bely, as ek my saak reg maak, as ek reg loop, dan gaan my God vir my die reën gee. Hy gaan my die oorwinning gee. En ek wil hê, jy moet vanaand weet, ek is nie 'n argument oor wat van die penne en die eisters en die skroewe word nie. Ek was daar toe my God 'n vrou genees en in een oomblik verdwyn dit en sy tel haar arms om, sy beweeg haar lyf. En dan wil ek jou vanaand sê, dieselfde God wat ek in 1987 en in 89 gedoen het, en die God wat dit in 2020 doen. Ek wil hê, jy moet vanaand weet, dat my God het geen vloeke oor jou uitgespreek nie, en geen mag van die hel, ek gaan jou kelder nie, en my God sê, wat jy oorwinning het, of is oprig genoeg. As jy net opgerig wil word, kry die ouderlinge, dat hulle vir jou bid en God van jou oprig. Maar as jy gezond wil word, dat dan verander die prentjie. As jy gezond wil word, ek wil hê jy moet vanaand weet, pastoor, ek kan nie verstaan hoekom bly ek siek nie. Dan wil ek jou sê, die probleem lê hier. Ek gaan stap naar en sê, ek het vanaand 'n saak om reg te maak. Pastoor, hoekom breek hierdie goed? Ek wil die reën van Elia hê. Ek wil dit wat omkeer, wil ek uit die weg uitruim. Ek wil hê jy moet vanaand weet, dat ek aan God as getuie roep, dat in my hart dit skoon is teen elkeen, maar is die gevoel wederzijds. Ons kan spring en juig, en dit is reg, dit moet so wees, maar wanneer die gees van God werk, dan kom ek agter, daar's 'n terugstaan, amper asof ek nie weet wat nou gebeur nie. Maar wat sê vir my?
Hy sê, die oomblik toe hy sê, bely mekaar julle misdade sodat, toe hervat Jakobus die rigting van beantwoorde gebed en deurbraak, sodat julle gebed weer die krag kan dra om wêrelde aan te raak. Hy sê, ek wil hê jy moet mooi weet, dat Elia was 'n mens net soos ons. Hy was 'n man net soos ons. Hy het dieselfde affections gehad. Hy het dieselfde gevoel gehad. Hy het ook sekerlik gewonder, hoekom moet ek aangaan? Ek wil hê dat jy moet weet, en ek wil dit vanaand vir jou sê, weet jy hoekom gaan ek aan? Ek gaan nie aan ter wille van 'n mens nie. Ek gaan aan ter wille van die woord van God. Ek gaan aan ter wille van my oortuiging. Ek gaan aan as gevolg van my ondervinding met die krag van God. Ek weet dat my verlosser doop nog met die Heilige Gees. Hy gaan my nog in tale laat spreek. Hy gaan my vry maak. Ek wil hê dat jy moet weet vanmôre, hy het nie vir 3,5 jaar op hierdie aarde geloop en die prys betaal en dat ek moet voortploeter in my ellende nie. Hy het my gered. Hy het my losgemaak. Hy het my opgerig. Hy het my gesond gemaak en hy het vir my beloof en dat die reën van herlewing kom. Wil ek jou vanaand sê, ek ken die ou behoort. Ek kry dit uit jou gees. Ek kry dit uit jou hart uit. Laat dit gaan, dat God ons kan sien. Was jy daar soek jy? Ek wil dit nie weet nie. Ek het 'n snaakse pad met vergifnis geloop. En mag die Here gee dat u nie dieselfde pad loop nie. Ek het 'n pad geloop met vergifnis. En toe ek by die Here klaar, toe sê die Here vir my, luister dat ons mekaar verstaan. Daar gaan niks van jou af om te sê, is jammer. Maar ja, die Here sê, ek wil nie weet nie. Ek weet wat die waarheid is. En as jy as gevolg van jou ekskuus sê, 'n siel gaan red, dan juig die hemel. Al neem hierdie wêreld jou nie in ag nie, en die wêreld in die reël aan die bokant ons, en ander kan die blou van jou kennis geneem. Ek wil hê dat jy moet weet vanaand, broeder, dat wanneer God se krag begin werk, en jy wonder hoekom gebeur dit reg rondom my, ek draai jou oë bietjie binne toe, en sê, Here, is daar iets wat ek moet regmaak? Here, ek voel hy het iets teen my. Hoe weet jy hy het iets teen jou? As jy dan nog nie met hom gepraat het nie, of was dit maar net 'n gevoeltjie wat ek laas nag gekry het? Ek wil hê jy moet weet, I got nothing against you. Ek kan vir jou bid, en ek kan vir jou met erns bid. Ek sê die Here, 'n seun van Willie Kombrink, Here, 'n seun van Pieter Hamilton, 'n seun van Pieter Grobelaar, en jy raak my net nie van Loukie vergeet nie, dan gaan ek aan nie. Ek weet vanaand, dat ek voor God, kan ek in die reine staan, en sê, Here, ek buig vir die ewige God, don't keep the revival back any longer. Amen, dis waar jy. Sê die Here vir my, jy gaan hierdie boodskap preek, jy gaan vir hom sê, hy sê vir my hier, en ek het dit geskryf, Jakobus praat nie met sondags en ongereddes nie, hy praat met hulle wat al kom bid. Dis duidelik dat hierdie persone van wie hy praat op die rand van 'n groter deurbraak staan, as wat jy ooit besef. Kan ek dit vir jou sê in mooi plat Afrikaans? Jy staan op die rand van die grootste deurbraak in jou lewe. Maar gisteraand se gesprek in die donker weerhou jou van die deurbraak, want hy het gepraat oor goed wat jy nie eers weet of dit feitlik en of dit geregtig is nie. Ek het gepraat oor goed. Ek wil hê jy moet vanaand weet, as ek weet my lewe is op die spel, deur te bely, dan bely ek vanaand. Ek wil hê dat jy moet vanaand weet, dat as gevolg van belydenis aan die kruishout van Golgotha het een man die hemel gemaak, as gevolg van die belydenis van 'n man onder die salwing van die Heilige Gees met die naam van Steven, toe hy besig is om te sterwe onder die aanslag van die klippe, en toe sy Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie, en toe red my God Paulus, hy red ander rondom hom. Ek wil hê jy moet vanaand weet,
lees dit raak. Hy sê, in die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Hoekom sal God dit doen? Omdat ek as tussenganger waag om vir jou in te tree. Daar is geen plek wat ek nie buig nie. En dis wanneer 'n man vir my kom en hy praat oor die Heilige Gees ding, dat ons klaar gepraat. Dan gaan ek nie eers wag tot hy amen sê nie. Ek vra hom sommer om te gaan. Maar verder, as hulle my beswadder is reg. As hulle agter jou rug praat, glo ek is voor hulle. Want is onmoontlik om agter iemand se rug te praat as hy nie voor jou is nie. Ek wil hê jy moet dit hoor vanaand. En as my salwing op die spel is, en ek het dit gehoor, iemand het dit vir my gesê, oor my lesenaar, sê vir my pastoor, ons het geweet, jou salwing is vir jou kosbaar, daarom sal ons maar hierdie dingetjies doen, ons sal weer later regmaak, en weet nie, daarom kan ek vanaand staan, en ek kan my hande opsteek en sê, Here, ek wil soos Elia vanaand sê, my hart is skoon teenoor die Agabs, ek het dit wat onrein was uitgeroei, maar ek het hom wat geval het ek laat gaan, met 'n waarskuwing, moenie dat die reën jou terughou nie. Ek wil hê ek moet vanaand weer this coming, a mighty storm, en daar kom 'n reën van herlewing, en daar kom 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees. Hy gaan manne en vroue oprig, hy gaan manne en vroue oprig, hy gaan hulle gesond maak, en daar gees, en daar siel, en daar liggaam, en finansiëel, en jou verhoudings, en gaan hy 'n verandering bring, en daar iemand in hierdie plek wat die Here kan loop saam met my, ek dank my God vanaand, en dat hy sê, as ek dit nie doen nie, loop ek gevaar om in die gevangenis op te eindig, en hy praat van 'n geestelike gevangenis. Amen. Ja, dis waar. Ek wil vanaand vir Carlton wil sê, it's time to get out. It's time to get out. Ek het dit vir u vertel 'n paar maande gelede. Stap 'n man by my in, hy sê vir hy is nou baie ontstel, sê ek vir hom, ek wou eers vir hom sê, as ek jou sien, is jy ontstel, maar wat is die keer die probleem? Hy sê, pastoor, gesien wat doen naai probeer? Ek sê, nee, ek het nie gesien nie. Hy sê, wel, pastoor, jy sal met hom praat, ek sê, wat moet ek vir hom sê? Hy sê, vir hom, ek kom nie meer kerk toe tot hy nie reg maak nie. Ek sê, o, hy is nou, wie is jy af te hom? Ek sê, dat hy noem het hartelijk om veel. Hoe seker is jy? Hoe seker is jy dat dit in jou is wat hy dit het? Hoe seker is dit? Nou wil ek jou vanaand sê, broeder en suster, dat God is in hierdie plek besig om manne en vroue op te rig. Hy gaan mense red wat ek en jy nie die vermoë sien dat iets met hulle kan gebeur nie. Ek wil jy moet vir my kyk. Ek glo God vir die redding van siele. Ek glo my God vir die wederoprigting van krag in man en vroue se lewe. Maar ek wil jou vanaand sê, die genesing in jou liggaam hang al wat oor hierdie lippe gaan kom. En ongelukkig, as jy iemand te nagekom het, sal jy moet gaan. En ek praat nie van 'n belydenis soos by die Romeinse Katolieke, waar ek 'n paar rand betaal en dan kniel ek daar, dan trek ek, gooi my met heilige water, wat hy sommer uit die munisipale watertank uitgetap het. Nee, ek praat van voor 'n ewige God, wat die donker dieptes van my wese ken, wat weet, terwyl ek voor die kop sien hy binne in die krop, en hy sê vir my vanaand, ek is gereed vir die volgende tree, ek is gereed vir die volgende stap, ek is gereed vir die volgende aanbreek van heerlikheid, as jy bereid is vir die volgende tree, en jy sê, Here, en Here soek my hart vanaand, ek wil net seker maak, dan sê ek vir jou vanaand, herlewing is Sondag hier, en is Woensdag aand hier, en wanneer die krag van God hier breek, en wanneer jy vanaand die woord van God vat, dan kom jy ingekoordans, en Sondagmorgen, met jou seer lyf of nie, dan gaan jy inbeweeg. Die probleem is ek is so vol van myself. Ek buig, daar is nie 'n manier nie.
Ek het groter ouens gesien buig, sonder dat iemand naby hom was. Moenie 'n geveg met die Here aanknoop nie, jy gaan tweede, derde en vierde kom. Ek het vir 'n tyd terug vir iemand gesê, jy moet aanhou, God sal jou strot so toedruk. Moenie my God uitdaag nie. Kalten wil ek wil jy moet vanaand weet, ek is hier, en ek verwag 'n herlewing soos nog nooit in my lewe nie. Ek verwag 'n goddelike deurbraak soos nog nooit in my lewe nie. Ek verwag die redding van siele soos nog nooit in my lewe nie. Maar God sê deur sy gees dat ons gaan eers 'n paar dinge uitsorteer. En vanaand gaan ek en jy wat hier oorgebly het. En ek weet, jy sê Pastor Daniel moes nou vanaand nie geweet dat hy is nie hier nie. Dis dan kan hy. Ons het so 'n bietjie huiswerk. Nee. Ons het soms so 'n bietjie loopwerk, sommer hier waar ons sit. Ek wil jy moet hoor. Ek is nie die man wat 'n beker water op jou kop gaan opdraai en dan kastig sê, die gees van die Here sê, jy's te netjies nie. Dan ruk ek jou kuif teen mekaar en volgende Sondag ruk ek my bel af, van jaag ek jou die kerk van stad, ek ruk ek jou uit nie. En dan gaan dit onder salwing. Hy sou nie sy hand vir my gelig het nie, ek beloof jou, maar nie bekommerd wees nie, ek het nie 'n ou mens wat iewers verborge lê nie. Hy is meer as 50 jaar terug gekruisig, begrawe, doodgemaak. Vanaand kan ek sê, Here, ek dank U. Maar so wat sy met hom gedoen het, ek sou voor hom gaan staan en gesê, ek kom teen jou in die naam van Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En hy sou in sy spore aan die bewerasie gegaan het. Ek wil jy moet weet jy wat 'n kerk soek die wêreld terug, daai ene wat van die brandende doornbos afkom. Weet jy wat 'n kerk soek die wêreld daar buite terug, daai een wat van die bergtop afkom, daai een wie se gelaat blink met 'n ander blink. Hy soek die manne wat op die berg van verheerliking was, en terwyl hy daar is, toe verloor hy homself in die Here. Kan ek jou vanaand sê, ek ken 'n God wat gaan begin doop met die Heilige Gees. Ek ken 'n God wat nie net gaan red nie, hy gaan doop met die Heilige Gees, met die spreuke en vreemde tale, en hy sal profeteer, en hy sal drome droom, en hy sal gesigte sien. Kan ek jou vanaand sê, dis iets wat my God nie onder die mat gaan invee nie. Hy gaan vir jou sê, it's time to make it right. Voor die volgende nagmaaldiens. Ek was my om klaar te maak. Hy sê, bely mekaar julle misdade. Watter dade is dit? Dis daai dade wat die reën keer. Sal jy dit vir iemand laat sien? Dis daai dade wat die reën terughou. Dis daai dade wat die reën terughou. Wat het dade Elia uitgewis? Daai spul wat met valse goed ingekom het. En hy gee vir Agab 'n kans, net soos wat die Here Jesus Judas die Iskariot 'n kans gee. Vanaand gee hy Kalten wil 'n kans. You better get rid of it. Jou mooi vrou. Ek verwag herlewing meer as my. Ek verwag die uitstorting van die Heilige Gees. Dat hulle vir die straat sal inhardloop. En as hy daar inkom, sal val onder die krag van God. En dat hy daar sal bly, dat die kerk vir weke nie gesluit sal word nie. So hardloop hulle in. Ek vra nie of jy dit saam met my glo nie. Ek glo dit, ek verwag dit.
En ek sal sommer vanaand by die begin, as daar iemand in hierdie plek is, wat vanaand voel ek het jou te nagekom, dan wil ek jou sommer by voorbaat vra, vergewe my. En as jy voel, dis nie genoeg nie, dan stap jy sommer na die diens, sal staan jy 'n tou van hier af tot by Bulkreer in Pretoria, en jy sê vir my, ek wag vir jou pastoor, dan gaan ek vanaand vir jou sê, ek gaan vir my saak regmaak. As jy voel daar's 'n verkeerde ding, dan gaan ek dit regmaak, maar langer gaan die reën van Elia nie vertraag word nie. Langer gaan die grond nie meer die vrug oplewer wat hy vir 3,5 jaar teruggehou het nie. Kan ek jou vanaand sê, hy gaan nie langer die tale en die gawes en die uitleg en die profesie en 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid en 'n genadegawe van geloof, onderskeiding van geeste, die werkinge van kragte, genadegawes van gesondmaking. Ek gaan nie langer in die droë grond bly nie. Hy gaan nie langer in die droë grond bly nie. Ek verwag 'n herlewing. Ek verwag dit in die krag van God. En as jy vanaand sê, I'm ready for that. Ek is baie jammer, ek het vanaand kerk toe gekom. As ek geweet het, het so gaan het nie gekom nie. Dan net vir jou iets sê, vergifnis het nooit oor die volgende persoon gegaan. Nooit nie. Nooit nie. Vergifnis het my uit die gevangenis in die gees gegaan. Hoe gaan hy net aan? Eenvoudig, ek sorg dat daar nie 'n struikelblok tussen my en my God is nie. En ook nie tussen my en U nie. Daarom, as ek dink jy het iets teen my, wat ek sommer by jou sal instap en my arm om jou skouer sit en sê, is alles alright hier by jou. Glo my, jy gaan afjakker. Jy gaan, by sommige gaan jy een kry. Nou wat wil jy nou weer doen? Jy sê nie voor niks nie. Ek wil net sorg dat ek nie in die tronk beland nie. Ek glo God, as jy wil gesond word, die is het wel goed om recht te maak. En jy kan vir my sê, daar is niks in my lewe nie. Maar nie dat ek jou vertel wat God my gewys het nie. En dit is nie 'n dreigement nie. En God sê, ek gaan hier op die plek skud met my krag. Nie soos ander sê, eers gaan die kerk wel leegloop en dan gaan hy, daar is nie soets nie. As jy nog nie 'n siel gewen het nie, weet jy nie wat is die prys daarvan om 'n siel uit die hel uit te breek, uit te bid nie. Daarom kan ek nie sê dat my God eers alles vernietig en dan iets opbou nie. O nee, hy kom sommer met die waarheid en hy sê vir Agab, hy sê luister Agab, dis hoe dit sal wees. Agab sê, ja maar ek het nou 'n vrou daar by die huis en ons leef in daai tyd, 'n pastoor, jy weet, ek moet nou verskoning maak want ek het intussen tyd 'n span osse gekoop en ek gaan hulle probeer vandag. En toe het ek 'n stuk grond gekoop en gaan kyk hoe lyk dit. En sal nie glo die pastoor het nou net 'n besigheid ook gekoop en ek moet nou gaan kyk en die grootste van alles het 'n vrou getrou. Van Eden se dae, my susters, ek wil vanaand vir sê, ek is verskriklik jammer dat die broers en altyd gebruik as 'n verskoning wanneer jy nie by is nie. Pas ons van vreeslik graag gaan, maar jy weet, ek sal net eens met my vrou dit uitklaar. Het jy al met jou vrou oor dit gepraat? Nee, nog nie. Ok, mos jy vir my sê nee nie. Daar is 'n tyd dat ons vat, en ek wil dit vertel en maak het klaar. Ek het in my huis nooit toegelaat dat daar kwaad gepraat word van iemand. Vra my kinders, hulle is al 3 hier vanavond. Was op skool. Altyd gesorg dat ons in die middag, as hulle by die huis kom, ons by die huis, dan eet ons saam om die eethoekie of om die kombuistafel. Hoor ons al die klagtes en die dinge, ons lag saam en ons huil saam. Toe een middag toe kom ek 'n snaakse ding agter by my kinders. Ek sit om die tafel en ek hoor die enetjie sê,
Wat het julle van daai juffrou? Nou weet ek. Nou wag ek om te hoor wat is die, want elke vraag het ons 'n respons. Elke aksie het ons 'n reaksie. En die enetjie antwoord, sy sê ding. Is dit wat aangaan in my huis? En ek wag en net toe hulle lekker aan die praat is, so sê ek, stop, gou gee, vat hande. Hoekom dit? Ek wil bid. Ons het gebid, Dad. Ek sê, ja, ek weet ons het. Toe het ons vir die kos gebid. En ek wil vir my broers in hierdie aand sê, nou ons ek die susters is 'n bietjie uit. I want to tell my brethren, it's time to take responsibility. Nou ek vat hulle hande so by die etenstafel en ek bid die volgende gebed. Ek sê, ag Here, vergewe ons dat my eetkamertafel of my eetplek 'n slagveld geword het van ander mense wat hier is om hulle. Is ek reg? Is dit wat ek gebid het? Weet nie wat was die gevolge daarvan, dat tot vandag toe. Ek weet nie agter nie, maar voor my, they won't take a chance. Hulle gaan nie. Weet jy hoekom? Behalwe dat my salwing vir my te kosbaar is my verwagting. En ek wil net my kinders in Hansie preek van hulle was klein toe dit gebeur het, hoor. Tot laat verlede jaar. Weet jy wie is my oudste dogter? Wie sal my oudste dogter staan? Toe stap sy in die pastorie in en sy is eintlik die meer stiller een van die ander twee. Vir dan net hoor jy aankom, vir Wianda, jy weet van haar. Maar sy kom so stilletjies in, maar sy kom daai middag vinnig in, en sy gryp my om my nek, en as ek reg onthou het jy nog hy, sy sê vir my dad, ek wil vir dad dankie sê, dat hy nooit toegelaat het dat ons mense bespreek. Dat ons altyd gedink het, almal is engele. Weet jy wat dit veroorsaak in my gees? Dat ek daai selfe aand na die Here toe gaan en sê, Here, het u gehoor wat sê my kind vir my vanmiddag? Dan wil ek by u kom hoor. Here, ek verlang my heiland by my. Ek verlang die krag van God by my. Dan wil ek u vanaand sê, geen een hier is werd om verlore te gaan nie. U is werd om gered te word. My God het 3,5 jaar op die toetsbank van hierdie wêreld was hy mishandel, hy was verniel, hy was aan haat onderworpe, hy was uitmekaar geslaan, hy was verbrysel, sodat ek en jy 'n teemiddel kon kry. En as jy vanaand alles wil afskud en sê, Here, ek aanvaar dat ek waardig is, dan staan jy op en jy sê, Here, ek dank U dat ek waardig is. Lekker, daar trap jy in dit. As jy waardig is die een langs jou net so waardig. If you feel worthy, the one next to you is just as worthy in the eyes of the Most High God than you are. Sy laat dit insak in jou gees. Sy laat dit insak in jou gees. 'n ou Indiaan het gesê, don't judge me before you have not walked 1 mile in my moccasins. Dan wil ek jou vanaand sê, as predikers wat vir my jong mense sê, man, gaan net aan, want hulle te bang is om jou reg te wys. I'm not afraid. Ek wil vir jou sê, daar is iets soos die woord van God, waarby ek kan staan, en waarby ek kan val. En as hierdie klompie mense in die aanddiens vanaand sê, Here,
ek het gekom om te hoor wat u sê, en wat u sê, Here, dis nou nie heeltemal wat ek verwag het nie, maar eintlik is dit ook die waarheid, Here, dan staan ek vanaand voor u. Dan staan ek vanaand voor u, Here, ek is skuldig. Ek is skuldig. Jammer. Dan vraag hierdie klompie mense, kan ons nie net hier begin? Op die struikelblok uit die weg te ruim, dat die reën van Elia kan val op in 2020 nie. Maar so hoe ver moet ek het laat gaan? So ver totdat die Here vir jou sê, dis nou klaar. Glo my, daar kom 'n dag wat die Here vir jou sê, jy het jou kant gebring, is nou klaar. Los nou maar. Staan terug. En in my lewe, dink ek het dit 4 keer gebeur. Maar vanaand wil ek vir Calvin wil sê, met hierdie aand, maak ek 'n geskiedenis toe. Van die 22ste Augustus 1962 af, tot en met vanaand. Ek wil hê iemand hoor, baie dankie vir die een wat dit vir my gestuur het. Ek wil hê iemand hoor, ek vra nie die Here om dit uit my geheue uit te wis nie, want daar was vir my lesse wat ek geleer het, en as hy dit sou uitwis, sal hy ook die lesse moet vat wat ek geleer het, en die lesse was vir my kosbaar. Kan ek jou vanaand sien? As jy vanaand jou hand om jou broer, om jou suster kan plaas, en jy sê, Here, vanaand wil ek in my gees dit regstel. Kan ek jou iets vertel? Dis nie 'n sussie, wat dit vat nie 'n sussie om te sê ek is jammer. Dit kos 'n man om op te staan en te sê, vergewe my. Ek moet nie nou dink dat die wat na iemand toe stap en dit ding teen hulle gehad nie. Hierdie aand maak ek seker. Ek maak seker, want ek gaan nie erna. Ek gaan nie. Ek wil nie jy met my verkeerd verstaan nie. Ek wil op my gemak wees by jou. Dan wil ek jou vanaand sê, kan ons vanaand sê, Here, die dade wat ek gedoen het, wat die reën keer, daai dade wil ek vanaand uit die weg ry. Here, ek steel my broer nie, maar ek wil dit bewys vanaand. Ek is nie lekker. Maar daar was mos maar misverstande in ons lewe met mekaar. Iets vertel, terwyl jy na iemand toe stap, jy is nou klaar met vrou lief en man lief, nou gaan jy bietjie na broer toe, en na suster toe. 'n man benadeel my ernstig, benadeel my onbeskryflik. En die Here vat my die nag en hy sê vir my, jy weet, jy steun my rigting wat ek nou gaan. En gelukkig het ek teenoor niemand die situasie genoem nie. Dank die Here daarvoor. En ek vra vir die Here, as ek hom net kan raakloop, dan sal ek by hom hoor of alles so right is tussen ons. En ek sal vir hom sê, ek is jammer dat ek hom misverstaan.